Dis 'n voorreg om saam te kan wees en is 'n voorreg vanoggend om met jou die woord van die Here te kan deel in 'n volgende fokus wat die Here eintlik in ons harte losmaak, waar ons wil gesels oor die konsep vrede op aarde. Nou, vrede is so 'n mooi konsep, net dis so 'n lekker konsep. As ons dink aan vrede, is daar 'n harmonie en almal kom net oor die weg. Daar's wederwysige respek tussen elke volk en taal en nasie. Dit maak nie saak waar jy van, dis wat vrede is. Vrede sê reg en geregtigheid geskied en is die status quo van ons hele bestaan. Nee, dit is net amazing. Almal skree vir dieselfde rugbyspan, die Blou Bulle. Almal voel net dit. Het jy al daai vrede beleef? Daai vrede waar ons almal, ek bedoel die Springbokke, maar wat die Blou Bulle is. Almal is net in sync met mekaar. Vrede sê, die dinge is besig om in 'n plek te gebeur waar binne ek voel, daar is nie stryd nie, daar's nie konflik nie, daar's nie moeilikheid wat saam met dit gaan nie. En in daai proses van vrede is dit eintlik 'n kritiese vraag om te vra, het jy al ooit daai vrede beleef op ons aarde? Het jy al ooit beleef, alles is net in harmonie met mekaar? Alles werk net, alles is gemaklik. Het jy al ooit gevoel dat dit 'n ding is wat jy beleef hier aan jou binnekant, wat nie net iets is wat 'n konsep is nie, maar dit is iets wat resoneer hier aan jou binnekant. En as jy dit beleef, nee, dan is dit eintlik so 'n incredible ding, maar hier's die moeilikheid wat ek agterkom vir baie mense en vir ons almal partykeer wat wanneer ons te doen het met die konsep van vrede, dit hou vir 'n rukkie. Jy het 'n rukkie vrede en 'n rukkie maak dit sin en vir 'n rukkie is dit goed. En vir 'n rukkie werk die dinge uit, en dan skielik voel dit, maar waar's die vrede nou heen? Waarheen het dit nou verdwyn? Wat het nou gebeur? Wat het gemaak dat ek nou beleef, wat ek nou in hierdie konteks beleef? Wat maak dat hierdie ding nou so swaar weeg? En dis die probleem partykeer met die konteks en die konsep van vrede, is dit kom en gaan vir ons. Partykeer is dit 'n realiteit, ander kere is dit nie. Soms is dit my realiteit en my bestaan en my verstaan van hoe die Here met my wil werk. Ander kere kry ek nie dit reg om dit eers te verduidelik vir iemand anders nie. Nou hier's die probleem met die konsep van vrede, want met die geboorte van Jesus is daar 'n uitspraak wat die engel maak en hy bring die boodskap aan die herders en hy sê in Lukas 2 vers 13 tot 14, ek lees vir jou uit die Afrikaanse ou vertaling uit. Hy sê, en skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Dis so 'n incredible moment, nee, wanneer hierdie engel opdaag en hy begin met die herders interaksie hê. En net voor dit sê hy vir hulle, moenie vrees nie, moenie bekommerd wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus. Ek bring vir julle goeie tyding. Julle verlosser, julle saligmaker is gebore. Die een wat die Messias is gebore en dit het klaar gebeur. Dit is nou die realiteit. Hier's nou dinge wat in plek val omdat hy gebore is. En nou bring hy die boodskap binne in hierdie konteks van 'n leerskare van engele wat die Here aanbid en net staan en kyk na wie hy is en die hele tyd net herhaal, eer aan God. Eer aan God, eer aan die Here. En nou al wat hulle wil doen is net te beskryf wat die grootheid en die almag van die Here is in daai prentjie. Groot en eer kom aan hom toe. En dan maak hulle hierdie incredible statement, en vrede op aarde vir die mense 'n welbehae. Vrede op aarde. En dis vir my nogal 'n scary statement, want as ons net praat oor ons wêreld en ek moet jou vra, dink jy vrede op aarde is huidigelik besig om 'n realiteit te wees, dan dink ek ons almal sê. Net waar ons nou staan hier in 2024, in hierdie minuut, in hierdie sekond, is daar 2 groot oorloë aan die gang. Net nou. En behalwe vir die 2 groot oorloë wat ons almal ken in die nuus en wat ons almal van bewus is daar 3 burgeroorloë huidigelik aan die gang. Van die jaar 1900 tot by 2024 waar ons nou is, was daar 250 beduidende oorloë al gewees. Dis 2 elke jaar. My span vra vir my, wat's beduidende oorloë? Significant oorloë. Goed wat 'n significant impak gehad het. Dis beduidende oorloë. Dis goed wat al in ons wêreld so 'n realiteit is, dat ons eintlik vir mekaar die vraag moet vra, is daai sinnetjie wat die engel kom bring het, vrede op aarde, is dit enigstens moontlik? Is dit iets wat
die engel net gesê het, wat vir ons 'n konsep moet wees, en wat ons van bewus moet wees, en wat ons eintlik in die ewigheid eers gaan beleef, wanneer Jesus weer kom, en hy kom haal ons, dan uiteindelik vrede op aarde, want die mense is nie meer daar nie. Vrede op aarde is iets wat ons net oor kan droom of voor kan hoop. Vrede op aarde is net ietsie wat ons hopelik iewers vir 'n tydjie lank gaan beleef. Is vrede op aarde enigsins moontlik? Ek meen, dis moeilik om dit te lys ook, wanneer ons deur ons lewens gaan. Hier het ek vrede gehad, hier het ek dit nie gehad nie. Ek kan al die onsekerhede lys, ek kan al die spanningstye lys, ek kan al die goed lys wat ek kort gekom het, maar wanneer dit kom by vrede, voel dit vir my, dis soos 'n goeie Black Friday sale, net it's out of stock. Die prys lyk goed, is wonderlik, maar hy is nie beskikbaar nie. Ek hoor dit, en ek raak opgewonde daaroor, maar my rekenaar bom uit as ek dit graag wil hê. Is out of stock, dis nie beskikbaar nie. En om eerlik te wees, as ek 'n herder was, weet ek nie of ek vrede op aarde sou vergelyk het met 'n pasgebore baba nie. Eet, huil, slaap. Vrede op aarde, die kind is vir julle gebore. Ek weet nie of hierdie prentjie lekker sin maak nie. Ek weet nie of ek opgewonde raak oor die konsep van vrede op aarde nie. Ek meen, wanneer 'n pasgebore babatjie daar is vrede op aarde wanneer die kind slaap. En dan al wat moet gebeur is, almal moet alles saggies verder doen, sodat die vrede nie versteur word nie. Ek meen, dis nie vrede op aarde nie, dit klink vir my net soos, moet niks doen, wat hierdie bondeltjie vrede na nommer 251 van die beduidende oorloop toe gaan vat nie. Dis hoe dit voel partykeer, nê. En ons dink, vrede op aarde is wanneer daai kind net kan slaap bietjie. En dan is hierdie aankondiging daar vrede op aarde, en dit voel asof dit in konflik is met dit wat ek en jy beleef. En ek sit met die spanning eintlik, is vrede op aarde regtig moontlik? En Jesus word gebore en hierdie uitspraak word gemaak, en dan versprei die nuus van sy geboorte, en ons ken die storie baie goed, nê, en die wyse manne kom uiteindelik by Herodes aan, en hulle sê, ons het die ster in die ooste gesien, en ons het gekom om te vra, waar is die koning van die Jode wat gebore is, want ons wil aan hom hulde bewys. En nou begin die nuus versprei, en hierdie nuus begin al hoe meer spanning veroorsaak, dat ons lees in Matteus 2 vers 3, hy sê, en toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom. Met ander woorde, hier is nie net Herodes wat so bietjie omgekrap is deur die nuus, hier is nou 'n nuwe koning wat gebore is nie. Die Bybel sê, die hele stad is saam met hom ontsteld. Met ander woorde, die oomblik toe die aankondiging kom van vrede op aarde, die eerste ding wat vrede kom doen het, was ontwrig. Die eerste ding wat vrede, die aankondiging, vrede op aarde en die mense welbehae, almal is ontsteld. Ag nee, wat gaan hierdie ding nou losmaak? Wat gaan dit van my kom wegvat? Nee, koning Herodes sê, hier's 'n koning nou wat gebore word, iets word van my af weggevat. Die kommentaare sê die rede hoekom die hele stad Jerusalem ontsteld is oor die situasie, is oordat Herodes bekend was as 'n wrede koning. En die nuus van hierdie kind koning wat gebore word, gaan 'n reaksie hê in die koning, en wanneer hulle hoor, hier's 'n koning vir die Jode gebore, dan weet hulle, die reaksie wat gaan gebeur, is alles behalwe vrede. En nou raak hulle ontsteld. Hulle wil eintlik half die ding probeer stilhou. Moet net nie dat die nuus by Herodes uitkom nie, moet net nie dat hy dit voel nie, moet net nie dat hy hoor daarvan nie. En dan weet ons natuurlik hoe hy reageer wanneer hy daai nuus kry in vers 16. Hy sê, toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur, en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. In daai oomblik word een van die grootste, wreedaardigste oomblikke gebore, vrede op aarde, en die volgende oomblik genocide, volksmoord. Kan jy dink, hoe voel die ouers van daai kinders oor die boodskap, vrede op aarde? Kan jy dink, wat se spanning word oor die hele streek losgemaak? Hier's vir julle goeie nuus, goeie tyding, die Heiland is gebore, die Verlosser het gekom, die een vir wie julle gewag het, is hier, vrede op aarde vir die mens, is hier nou 'n welbehae, en hierdie ouers sit met seuns wat hulle moet begrawe, 2 jaar en jonger. En skielik begin ek die vraag vir myself vra, Here, maar wat beteken vrede op aarde dan? Wat is die
konteks wat ons moet verstaan, as u hierdie uitspraak maak met die geboorte van die seun, die verlossingsplan wat skielik afskop, en alles wat ons moet ontdek van vrede op aarde, wys eintlik net die afwesigheid van vrede op aarde. Vir Josef en Maria in daai oomblik, hulle kry die nuus, dis wonderlik, die heiland is gebore, hy is in ons arms, ons moet hom groot maak, dis so groot verantwoordelikheid. Dan kom die engel, dan sê hy vir hulle, okay, vlug Egipte land toe. Gaan na die plek toe wat bekend is dat hulle in stryd is met julle as Hebreërs. Gaan na die plek toe waarvan ek julle al verlos het, waarvan ek julle voorvaders vrygemaak het. Gaan terug na die plek van verdrukking toe. Gaan terug na daai uitbeelding toe. Gaan kruip daar weg. Voel jy nie partykeer asof die Here dit aan jou en my doen nie? Nee, dit voel asof jy van een moeilike situasie na die volgende een toe moet gaan. Hier's die oomblik, Herodes wil die kinders doodmaak. Die engel sê vlug. En nou dink jy, okay Here, dankie tog, ek kom uit hierdie plek. Waarheen moet ek gaan? Egipte land. Ek het geen ondersteuningsraamwerk daar nie. Ek het niemand om mee te gesels nie. Inteendeel, Here, ek gaan uitstaan daar. Dit gaan nie 'n eenvoudige prentjie wees nie. Hoekom maak jy dit nie makliker nie? Jy maak dit moeiliker. Is vrede op aarde enigstens moontlik? En in daai prentjie van vrede is dit eintlik so incredible wanneer jy begin kyk na die definisies van die woord. In die Hebreëse taal is die woord vrede shalom. Shalom beteken letterlik the presence of wholeness. Wholeness sê nothing missing, nothing lacking, completely whole, nothing broken. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, completely whole. Met ander woorde, die oomblik wanneer die Hebreërs die konteks van vrede hoor, dan weet hulle, dis nie die afwesigheid van iets nie, maar die teenwoordigheid van heelheid ten spyte van. Dis die konteks en die ontdekking van, dis nie dat daar nou minder van die stryd is nie, dis dat daar 'n heelheid is en die teenwoordigheid van heelheid in die stryd. Dis dat ek kan vashou aan the presence of wholeness, dat ek weet, nothing missing, nothing lacking, nothing broken, completely whole. Al stamp iets my, al slaan dit my hart, al voel ek gebroke, the presence of wholeness is deel van my bestaan en wie ek is. Vrede op aarde is nie die beskrywing van die afwesigheid van dinge nie, maar die ontdekking van die teenwoordigheid van die almagtige Here. En wanneer ons kyk na die Grieks van daai woord, dan is dit die woord Irene. En Irene het 'n paar definisies. So wanneer hierdie engel hierdie boodskap gee en wanneer dit vir ons neergepen word in die Nuwe Testament in die taal wat Grieks is, dan sê hy Irene en een van hierdie definisies sê it is the way to peace. Die weg van vrede. Met ander woorde, as die engel hierdie boodskap bring, vrede op aarde, dan sê hy eer aan God, die weg tot vrede en 'n welbehae vir die mens. En skielik raak die prentjie anders. Skielik is dit nie net van, okay Here, hier's die aankondiging, vrede op aarde en alles moet net nou in vrede gebeur nie. Die verstaan is, die oomblik wanneer hy sê, hier's die verlosser, hier's die heiland wat gebore is dit die ontdekking van die weg tot vrede is vir my gebaan. En wanneer ek in hierdie weg van vrede wandel, dan vind ek die een waaroor vrede gaan. En ek kan in 'n stryd wees, in 'n stryd gewikkel wees, ek kan wees waar ook al ek is in die wêreld, ek kan eer bring aan die Here, want die weg tot vrede is vir my gebaan in hom. Dis wie hy is, dis wat ek ontdek, dis wat ek vind, en skielik is dit vir my 'n wandel van ontdekking, en begin ek agterkom, dat wanneer die konsep van vrede aangekondig word, dan vind ek die vredevors, wat hierdie beweging losmaak in my lewe. He is the Prince of Peace. En wanneer ek die ontdekking het van hierdie verhoudingsdinamika binne in hierdie vrede, is daar iets wat begin resoneer hier aan my binnekant. Ek word iemand wat eintlik vrede vat na omgewings toe. En daar's eintlik twee soekbegrippe wat die Bybel vir ons duidelik maak binne in die konteks van vrede. Een in die Ou Testament, een in die Nuut. En ek wil kortliks met jou hierdie gedagte deel. Die eerste begrip is soek en bid. Soek en bid. In die boek Jeremia is die Israeliete in ballingskap gevoer. Eintlik, Jeremia gee vir hulle 'n boodskap wat sê, bekeer julle. Julle is besig met al die verkeerde dinge alweer. Julle hardloop agter afgode aan. En hy roep hulle eintlik terug na die proses van heiligheid, na die proses van eer bring aan die Here in jou doen en late. Hulle wil nie luister nie, land in ballingskap vir 70 jaar
is hulle in 'n land wat hulle nie hulle eie is nie, word hulle verdruk en onderdruk. En dan in hoofstuk 17, in hoofstuk 29 van Jeremia, is dit eintlik hierdie incredible moment wanneer hy hierdie uitspraak maak in vers 7 en hy sê, en soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Hoor gou die konteks wat hy vir hulle gee. Vir jou en my sal ons dink, wat sal vrede vir my bewerkstellig wanneer ek in ballingskap is, dat ek uit ballingskap sal uitkom? Dat ek uit hierdie stad wat my vashou kan uitkom. Dat ek kan teruggaan na die land wat my eie is. Dit sal tog vrede vir my teenwoordig. Dit sal tog wees waar ek die ontdekking het van die vrymaking en die verlossingswerk van Jesus Christus. En hier kom Jeremia en hy begin hulle mindset net verander. Hy sê, julle is in ballingskap nou wat julle self in bevind. Daar's redes hoekom julle in hierdie ballingskap is, maar hier's die ontdekking wat jy moet maak, wanneer jy in hierdie situasie is, begin soek en bid vir vrede in die stad waar jy nou is. Begin soek en bid vir vrede in die omgewing waar binne jy jouself nou bevind. Begin in 'n aktiewe manier betrokke raak in die bydra tot vrede in hierdie stad, want jy is iemand wat vrede dra. Hoe doen jy dit? Jy begin navraag doen oor vrede. Jy begin die inligting kry. Here, wat is dit wat gebroke is in hierdie stad? Wat is dit wat lacking is en tekortkominge is in hierdie stad? Wat is dit wat heelheid gaan verteenwoordig in hierdie stad? En nou begin ek goed verklaar in hierdie omgewing in. Ek begin goed inspreek. Here, ek kan sien wat die gebrokenheid is van hierdie stad. Dankie dat ek kan verklaar dat u teenwoordigheid die heelheid gaan bring in hierdie gapings wat stikkend is, in hierdie krake wat gevorm is. Dankie dat ek kan opstaan en verklaringe maak in die ontdekking van die teenwoordigheid van heelheid, nie omdat ek net oulik is nie, Here, maar omdat u woord in my gestalte gevind het. Jy sien, vrede is nie iets wat net gaan gebeur nie. Dis nie iets wat net outomaties gebeur nie. Moenie dink dat omdat jy die Here dien en omdat jy getrou was aan die roeping en in jou werksplek is, dat daar vrede outomaties gaan wees net omdat jy daar is en jy is op die regte tyd op die regte plek nie. Dis soos vir die Israeliete. Vrede is daar. Vrede is wie die Here is. Maar gaan soek dit. Gaan soek dit. En bid daarvoor, en gaan praat met die Here oor die stad, en gaan praat met die Here oor die omstandighede, gaan soek dit met alles dit waarmee jy besig is, en dan kry ons natuurlik die bekende uitkoms van daai vers, en van daai hoofstuk in Jeremia 29, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek love hierdie konteks net wat hy gee, hy sê, julle het 'n verantwoordelikheid in die uitdrukking van vrede in die omgewing waarbinne julle nou is. Gaan soek dit en bid vir dit. En dan kom hy by hierdie amazing woorde, hy sê, en ek gee vir julle gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Ek gee vir julle die vermoë om te dink oor die situasie anders as wat dit lyk. Ek gee vir julle die perspektief en die openbaring van meer as net dit wat ek nou kan beskryf en beleef. Vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Soek die vrede en bid daarvoor, want die Here weet wat hy vir jou beplan. As jy nog onheil sien, dan beteken dit jy kyk nie reg nie. As jy net onheil sien, as jy na Suid-Afrika kyk en jy sien net onheil, kyk jy nie reg nie. Soek die vrede. Soek dit en begin dit bid. Soek dit wat die woord van die Here klaar bevestig. As jy nie 'n hoopvolle toekoms sien nie, dan kyk jy nie reg nie. Soek dit, sê die woord van die Here. En kry 'n dringendheid hier aan jou binnekant. Begin dit inspreek in omgewings in. Here, dankie dat ek weet, hierdie soeke my vat na 'n heelheid toe. Dat hierdie soeke my vat na die ontdekking van u teenwoordigheid binne in die stad waar binne ek myself bevind. Soek en bid die vrede van die Here. As jy onheil sien, bid dit af. Bid die vrede van die Here in daai spasie in. Die tweede begrip is soek en najag. Soek en najag. Nou Jeremia eindig met hierdie amazing woorde. Hy sê,
of in vers 12, dan sê hy, hier's die ontdekking van dit, hier's die planne wat ek vir jou het, hier's die uitspraak wat ek wil maak, en dan sê hy, en julle sal my soek en my vind. Met ander woorde, as dit kom by die konsep van vrede, dan sê hy, jy begin om vrede te soek, maar jy vind altyd Jesus as jy dit doen. Jy soek vrede, maar jy vind Jesus wanneer jy dit doen. En nou gee hy vir ons 'n tweede begrip eintlik in die Nuwe Testament. Hy sê soek en najag. En dit is eintlik vir my so amazing dat hy soek die heeltyd deel maak van die konteks van vrede. Gaan soek en bid vir die vrede van jou stad. Petrus gaan ons nou lees, hy sê soek en najag die vrede van jou omgewing en van jou lewe. En die oomblik wanneer hy vir ons sê dat soek is deel van die konteks van vrede, dan sê hy vir jou en my, vrede gaan nooit voor die hand liggend net wees nie. Dit gaan nooit die ding wees wat net parabuis gebeur nie. Dis iets wat ek en jy moet gaan verstaan wat dit losmaak in ons lewens. Dis goed wat ons moet ontdek binne in die manier hoe ons met die Here interaksie het. En 1 Petrus 3 vers 11 en 12 sê, hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet die vrede soek en dit najag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Nou hoofstuk 3 van 1 Petrus het 2 dele. Die eerste deel, dan praat hy oor die interaksie tussen 'n man en 'n vrou wat getroud is. En die optrede wat daarmee saamgaan. En dan in die tweede deel, dan praat hy eintlik oor die lyding van geregtigheid. En in die konteks van die lyding van geregtigheid, nou sê hy, hier's die uitdrukking van die verstaan van dit, dat jy moet versigtig wees in die manier hoe jy gaan lewe, wyk af van wat verkeerd is. Wees intentioneel om nie net maar jou lewe te handhaaf volgens dit wat net natuurlik of normaal vir jou sou gewees het nie. Wyk af van dit wat verkeerd is en doen wat goed is en vrede moet jy soek en najag. Ek love die manier hoe die Amplified dit stel. Hy sê, he must search for peace with God, with self, with others, and pursue it eagerly, actively, not merely desiring it. En die oomblik wanneer hy hierdie konteks vir jou en my gee, dan sê hy, hier's die ontdekking van wat vrede in jou en my moet losmaak. Dit moet 'n soeke in my losmaak, en dit moet 'n manier hoe ek bid kom beïnvloed. Maar dan moet dit ook 'n soeke in my losmaak wat ek begin najag oral waar ek kom. En ek jaag hierdie konsep van vrede na in my verhouding met die Here, in my verhouding met myself en in my verhouding met ander mense. En hier's iets wat binne in my begin lewe, en die ontdekking wat ek vind is, wanneer ek te doen het met verhoudinge en in prosesse van verhoudinge, dan begin ek met die konteks van Here, wat is die vrede wat U wil bewerkstellig in hierdie proses? Dis 'n seek and pursue it eagerly. Met ander woorde, die oomblik wanneer hy dit sê, dan sê hy, dis nie net soek daarvoor wanneer jy tyd het nie. Soek daarvoor wanneer dinge nou net te moeilik raak nie. Begin nou die vrede soek. Begin nou dit afbid. Begin nou dit najag nie. Hy sê, seek it, pursue it, eagerly and actively, want jy kan nie daarsonder nie. Laat dit 'n dryf wees hier aan jou binnekant. Vrede op aarde is nie net 'n konsep nie. Dis nie net 'n begrip wat ek en jy beleef nie. Vrede op aarde is die weg wat vir jou en my gebaan is binne in Christus Jesus. En die oomblik wanneer ek dit verstaan, verander dit die manier hoe ek by omgewings instap. Dit verander die manier hoe ek by omgewings instap. Lukas 10 stuur Jesus die 72 uit, en hy stuur hulle met hierdie boodskap in Lukas 10 vers 5 tot 6. Hy sê, en in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit tot julle terugkeer. Kyk hoe goed stel Jesus hierdie oomblik. Kyk hoe mooi stel hy dit. Hy sê, wanneer jy by 'n huis opdaag, sê eers vrede vir hierdie huis. Spreek eerder die heelheid en die teenwoordigheid van sy heelheid en van sy heerlikheid in hierdie spasie in. En nou maak hy 'n interessante stelling. Hy sê, en as daar 'n man van vrede is in hierdie huis, dan is dit asof die vrede wat jy inspreek, gaan rus op hierdie huis. Dis asof vrede meer word, asof heelheid meer word, asof die gebrokenheid kleiner raak, en alles wat omtrent hierdie vrede is, wat klaar in hierdie huis is, net vermeerder. En as dit iemand is wat nie hierdie vrede aanvaar nie, dan keer dit terug na jou toe.
En is so 'n amazing konteks eintlik en so 'n mooi konsep wat hy sê. Hy sê vrede sal nooit verlore gaan nie. Nooit. Vrede sal nooit verlore gaan nie. As jy by die huis instap, spreek die vrede van die Here. As hulle dit aanvaar, vermeerder die vrede. Jou vrede rus op die vrede wat klaar daar is. As hy dit nie aanvaar nie, keer dit na jou toe terug. En weet jy wat snap ek? Ons het konflik in ons huwelike, want iemand is nie bereid om die vrede op te tel wat klaar daar is nie. Ons beleef konflik en spanning en nie die vrede van die Here nie, want ons tel nie die vrede op wat klaar daar is nie. Vrede gaan nooit verlore nie, nooit nie. Dit word of meer of dit keer terug na waar dit vandaan kom. Maar dit raak nooit verlore nie. En ons het konflik en spanning in ons wêreld, want iemand tel nie die vrede, vat die verantwoordelikheid om die vrede op te tel van dit wat die Here klaar gebring het nie. He is the Prince of Peace. En skielik word vrede nie die afwesigheid en die dinge wat net gemaklik is vir my nie. Vrede raak die ding wat ek actively pursue in elke stryd. As ek met my vrou vassit, is dit nie vir my genoeg nie om net te sê, ons sort dit net uit en ons vind mekaar iewers nie. Kom ons stel die vrede op wat die Here klaar bewerkstellig het. As daar spanning is in my omgewing waarbinne ek lewe, waarbinne ek elke ding moet doen, waarbinne ek verantwoordelikhede het, ek sal die een wees wat die verantwoordelikheid neem en sê, Here, help my om die vrede op te tel wat U klaar bewerkstellig het. Help my om die vrede na te jaag en te soek en af te bid in my omgewing in. Help my om dit te verstaan, wat U woord eintlik en U verlossing in my lewe kom losmaak het, vrede op aarde en die mense welbehaag. En dan word dit ons identiteit en die uitdrukking van wie ons is. Die worship team, julle kan my join hier voor. Matteus 5 vers 9 ken ons so goed, die bergrede, waar Jesus 'n klomp goed vir jou en my kom openbaar, en dan maak hy hierdie statement, hy sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dis nie net 'n konsep nie, dis 'n identiteit, wat bevestig word binne in my, wanneer ek verstaan, hy is die vredevors. En nou raak dit 'n interessante konsep, want die Bybel leer ons soek en bid, en soek en jaag na. En is asof hy vir jou en my wil probeer sê, as jy nie die vrede van die Here verstaan nie, gaan jy nooit weet wie jy is nie. Salig is die vredemakers, hulle is kinders van God. Daar's 'n identiteitsontdekking. Daar's 'n verstaan van wie die Here my maak om te wees. En as hy sê vredemakers, beteken dit daar's konflik. Hy sê nie salig is die ouens wat die vrede handhaaf nie. Maak net seker jy versteur nie die vrede. Moenie die slapende baba wakker maak nie. Hou hom net daar. Hy sê nee, salig is die vredemakers. Daar's konflik. Daar is stryd. Daar's verskille. Daar's misverstande. Daar's spanning. Daar's twyfel. Daar's onsekerheid. Daar's meningsverskille. Soek die vrede. Jaag dit na. Bid dit af. En ek het so beleef hoe die Here eintlik 'n oomblik wil skep vanoggend, waarbinne ons die vrede van ons omgewing gaan verklaar. Waarbinne ons die vrede van die Here gaan inspreek in die gebroke wêreld in. Want ons kan een ding sê, ons kan die gebrokenheid sien. Ek het nou gehoor van een van ons vennote hier, wat sy huis ingebreek is nou Vrydag. Ek dink nie jy beleef die vrede van die Here as jy inloop by jou huis en daar's niks nie. En jy weet daar was iets. Maar kan jy dit nog steeds vind? Kan jy dit soek en dit afbid? Here, ek kan sien hierdie wêreld is gebroken. Ek kan sien hierdie wêreld is stikkend. Here, ek kan al die tekortkominge lys. Maar vandag is vrede nie op my shoppinglys nie. Dis nie iets wat ek net in 'n rak vind nie. Vandag is dit iets wat hier uit my binnekant uitgebore word. Dis iets wat uit my identiteit uitkom, uit my verstaan van wie U is. Dankie Here dat ek weet dat dit wat U in my lewe losmaak, ek kan met soveel vrymoedigheid sê, eer
aan die Here en vrede op aarde. Eer aan die Here. Mag my doen en late eer bring aan U, Here. Mag my besluitneming eer bring aan U, Here, en mag ek uit die eer wat ek aan U bring, vrede op aarde beleef. The presence of wholeness. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, completely whole. En ek wil jou vra, as jy vanoggend in hierdie plek is en jy wil saam met my 'n verklaring maak oor die vrede van ons omgewing, die vrede van ons besighede, die vrede van die Here in ons skole, die vrede van die Here in ons huwelike wat hier verteenwoordig word, die vrede van die Here in ons strate, in ons haweloses, die vrede van die Here vir ons stad. Wil jy nie vir 'n oomblik saam met my staan as jy saam met my wil intree vandag vir dit nie? En ek wil jou vra terwyl jy staan om vir 'n oomblik jou oë te sluit. En ek wil jou vra terwyl jy hier is en niemand rondkyk nie, almal se oë is gesluit. Wat is die plek waar jy vrede nodig het? Waar is dit waar jy eintlik die vrede van die Here verloor het? Jy het hom nog in sekere gedeeltes van jou lewe. Jy beleef dit nog en jy glo in die vrede van die Here, maar daar's 'n deel van jou wat dit verloor het. Daar's 'n deel van jou omstandighede wat jy dit eintlik laat gaan het, waar die spanning en die twyfel en die onsekerheid jou oorweldig het. Jy word onderdruk en verdruk. En ek wil jou vra, as jy in hierdie plek staan vanoggend en daar's 'n deel wat jy vanoggend moet oorgee, wil jy nie vir 'n oomblik net jou hand in die lug steek daar waar jy is nie? As jy jou hand opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, dankie dat ons nie net vrede as 'n konsep kan bid vandag in hierdie spasie in nie. Dankie dat ons kan staatmaak op die vredevors. En Here, ek is so dankbaar vir die begrip van vredevors. Dis 'n vrede wat kom en alles wat nie te doen het met vrede nie, uit die weg uitruim. Alles wat my vashou en my keer om te verstaan wat dit is die vredevors wat kom oorneem. Vrede kom neem my verstand oor, my uitdrukking oor, my praat oor. Ja, ek sien nog gebrokenheid. Ja, ek sien nog onsekerheid. Ja, ek sien nog twyfel. Ja, die feite van hierdie storie het dalk nog nie verander nie. Here, maar ek weet dat die vredevors kom neem die besit en die heerskappy van my lewe oor. You are the Prince of Peace. Dankie dat U die autoriteit van vrede dra in my lewe. Vrede is nie net 'n konsep wat ek beleef nie. Dis nie afhanklik van mense se besluitneming nie. Here, die vrede op aarde is dit wat die ontdekking is van die weg wat U vir my baan na U toe. En dankie Here dat ons vandag kan hardloop met hierdie verstaan, dat dit nie net iets is wat ons najag en soek en nooit kry nie, maar elke keer wat ons dit soek, Here, openbaar U dit vir ons. Elke keer wat ons dit najag, Here, bring U dit nader. En dankie Here dat ons vandag eintlik beleef hoe U in spasies inpraat, in mense se omstandighede inpraat, dat U vanoggend, Here, mense wat dit nodig het, dat hulle die shalom sal beleef, die irene sal beleef. The presence of wholeness, the way of peace. Here, en vandag as 'n gemeente, kom staan ons voor U en ons spreek in ons omgewing in die vrede van die Here. Ons spreek in ons strate in die vrede van die Here, in ons woonbuurte die vrede van die Here. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, completely whole. Ons spreek die vrede van die Here in ons skole in, Here, in hierdie oomblik. Mag hulle beleef hoe U kom en die gebroke gesinne heel maak van daai skool. Dat hulle sal sien en beleef, Here, hoe dit wat hulle tekort kom in hulle gees, dat U dit kom opvul, Here, en hulle raak bewus van U teenwoordigheid, the presence of wholeness. Dankie, Here, dat ons die vrede van U kan bid in ons huwelike in. Daar waar daar baie keer soveel spanning is, Here, en soveel goed, wat moeilikheid net hoop, bo op die goed wat klaar daar is. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou. The way of peace has already been made.
Dankie Here dat ons vandag kan bid. Nie net vir die vrede van ons stad en die vrede van ons omgewing nie. Dankie Here dat ons vandag kan bid dat U ons oë oopmaak sodat ons die vrede kan sien en nie die onheil net nie. Here, dat ons die hoopvolle toekoms kan sien en nie dit wat hopeloos is in ons wêreld nie. Here, daar's soveel goed wat in ons wêreld heidaglik gebeur wat afstuur op 'n ramp. Maar ons bid vandag Here, die vrede van die Here in ons wêreld in die naam van Jesus Christus. Bid ons dit, spreek ons dit, bely ons dit, verklaar ons dit. You are the name above all the other names. You are the way, the truth and the life. You are the Prince of Peace. The Waymaker, the miracle worker. U is almagtig in elke sin van die woord. En sonder U, Here, wil ons verklaar vandag, kan ons niks doen nie. Mag die vrede van die Here ons wegbaan, ons voete rig, ons gedagtes oorneem. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen.